Baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie eerste Sondag van Oktober ingeskakel is na hierdie erediens. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons innig lief en deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Geliefdes, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus sy Seun, en mag dit vir julle ook op hierdie Sondag ryklik vermenigvuldig word deur die inwonende krag van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, dit waaroor God vanoggend met jou en my wil praat. En as jy reg onthou, sal jy onthou dat ek verlede Sondag gesê dat God is nooit klaar om te praat oor geloof nie. Want sonder geloof kan ek en jy God nie behaag nie. So ek wil amper sê, geloof is die belangrikste hier in ons lewe op aarde, vir elke dag se lewe, maar ook om in God se abundance te leef, maar ook om ons voor te berei vir die ewige lewe. Nou vanoggend wil God praat oor waarom het God vir Abraham gekies. Ons weet Abraham word genoem die vader van die gelowiges. Nou hoekom het God juis vir Abraham gekies? Nou godsdiens leer ons wandel deur geloof. Is dit nie waar nie? Maar God kom vanoggend en hy sê, weet jy, en as God dit sê, is dit eintlik iets skerry wat gaan volg. Jou geloofspraatjies kanselleer jou wandel. So God sê, wat kom uit jou mond uit? Wat praat jy? Jy moet geloof praat, maar jy moet ook in geloof wandel. Hierdie twee moet in eenheid wees. Ekskuus tog. Ons weet dat alles wat gemaak is in hierdie aarde is deur God gemaak, nie waar nie? Dit was nie 'n gevoel van God nie. God het nie gevoel om die hemel en die aarde te maak nie. God het ook nie gedink en die hemel en die aarde was daar nie. Nee, God het gespreek. So dit wat ek en jy spreek, dit hoor God. Daarom wees versigtig wat by jou mond uitkom. So God sê jou geloofspraatjies, as jy verkeerd praat, dan kanselleer dit jou geloofswandel. Die pad wat jy stap, of gaan stap. As jy in geloof wandel, maar jy praat nie geloof nie, dan kanselleer dit weer die stap. So dit wat jy praat in geloof en hoe jy wandel in geloof moet in ooreenstemming wees. Nou kom ons maak dan die woord van God oop. Daar by Kolossense 1 vers 16. Daar staan, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. God sê wat jy kan sien en wat jy nie kan sien nie, is reeds geskep. En geliefdes, wat dit so belangrik maak, en ek bid dat jy sal hoor wat God vanoggend sê, en dit is dat ons is nie deur onsself gemaak nie, ons is ook nie vir onsself gemaak nie. Ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan God. Hy is ons skepper, hy is die wat ons gemaak het. En daarom kan ek en jy nie met ons lewens doen wat ons wil nie, want ons behoort nie aan onsself nie. Efesiërs 1 vers 3 sê die volgende, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Geliefdes, hierdie skrif sê, is geseën. God sê, hy het my en jou reeds geseën met dit wat in die hemel is, maar ons praatjies, dit wat ons spreek, dit kry daar die blessings vir ons hier op aarde. En hierdie geliefdes is 'n geheim wat die hemel ons kom gee vanoggend. Om al daardie blessings, al daardie seëninge
in die onsigbare te kry, is ek en jy moet geloof praat. Want ek sê weer, God hoor wat ek en jy praat. En God reageer op dit wat ek en jy spreek. So God sê, hy het jou beloof, dit wat jy spreek. Dis 'n belofte. Want wanneer jy sou uiting gee aan, ek wil net sê wat ek voel. Ek wil net sê wat ek wil. Met alle respek vir môre, geliefdes, sal God jou eintlik, kom ons sê, hy sal jou eintlik vermaak, maar jy sal nie dit kry nie. Want God reageer slegs op geloofspraatjies. En is dit nie wat Kolossense 1 vers 16 sê nie? God het die sigbare en die onsigbare geskep, sodat hy beide wêrelde kan sien, maar hy reageer op dit wat ek en jy spreek. Verstaan ons hoe belangrik is geloof regtig? Kom ons gaan dan na Hebreërs 11 vers 3. Hierdie bekende skrif wat ons almal ken oor geloof. Ons lees vers 3 vanoggend. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Geliefdes, so alles wat is gevorm deur wat God in geloof gespreek het. God het gespreek. Hoeveel te meer moet ek en jy dit dan nie doen nie? God het vir ons die voorbeeld gestel. Hy het vir ons gewys waarop hy reageer. En dit is op dit wat ek en jy sê, en ons wandel. Luister, 'n voorbeeld. En God hou daarvan om vir ons voorbeeld te gee, want dan verstaan ons dalk dinge soveel makliker. Jy wil dalk vir jou 'n motor koop. Almal rondom jou sê dat jy dit nie kan doen nie. Jou laaste reaksie op enige situasie moet wees, jy moet in geloof spreek. Selfs wanneer die mense vir jou sê, jy kan dit nie nou doen nie, dan sê jy, dit is goed, is reg, maar ek sal terugkom, want God het dit vir my beloof. Net 'n eenvoudige voorbeeld. Geliefdes, God beloof, hy sal goed wees vir jou en my. En daarom sê God, al wat jy moet sê is, ek sal die goedheid van God sien in die land van die lewendes. Dit moet jou geloofspraatjies wees. Soos jy 'n slegte dag gehad het, moenie daaroor verkeerde dinge kwytraak nie. Dis 'n sonde. God maak elke dag. Daarom, omdat God goed is elke dag goed. Maar wat moet jy sê? Dalk was jou dag nie so wat jy dit wou gehad het nie, dan moet jy nog steeds sê, ek het nie 'n goeie dag gehad nie, maar ek sal die goedheid van God sien in die land van die lewendes. Dit wat die woord ons leer. Liefdes, waarom dink jy sal God sê, wat ek en jy spreek is belangrik? Ons almal verstaan dat ons volgens God se woord aanspreeklik gehou sal word vir wat ons weet. Maar luister, daar is iets meer. Kom ons gaan dan na Matteus 12 vers 36, want dit is die naaste aan dit wat ons in Hebreërs gelees het. Matteus 12 vers 36 staan daar. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense spreek, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. God sê vir ons die ydelle woorde. Wat beteken dit? Woorde wat niks werd is nie. Jy sal geoordeel word oor elke woord wat jy spreek. Geliefdes, maak dis seker dat elke woord tel, sodat God kan reageer op dit wat in jou hart is, dit wat jou begeertes is, dit wat in jou geloof is, waarvoor jy God vertrou. Waarom dink jy het God vir Abraham gekies? Het jy al ooit regtig gedink hoekom God juist vir Abraham gekies het?
En God het vir Abraham gekies en hom genoem die vader van geloof. Kom ons gaan kyk daarna, want as jy in Genesis 12 kyk, sal jy die gedagte kry van God het Abraham gekies en Abraham het gelieg. Dit is wat ons mense maar so maklik wil doen. In plaas van om te sê my glas is halfpad vol, dan sê ons my glas is halfpad leeg. Hierdie I thoughts, hierdie ek dink gedagtes, wat so maklik negatief kan wees. Ja, Abraham het gelieg. God gaan vir ons in sy woord wys waar en wanneer, maar steeds het God hom gekies. Want wanneer ons aan Abraham dink ons aan die keer toe hy sy seun moes gaan offer, vir Isak. En as gevolg van sy geloof, het hy dit wel gedoen. Wie van ek en jy sal dit doen? Maar toe het God hom gekeer. Abraham het eintlik op daardie stadium met Isak, toe hy daardie berg opgestap het, om Isak te gaan offer, roekelose geloof gehad in wie God is en wat God vir hom gesê het. Maar kom ons kyk aan die ander kant van Abraham, waarvan niemand weet nie. Maar nog steeds het God hom gekies. Kom ons blaai dan na Genesis 12, dan lees ons vanaf vers 1 tot 3. En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, en jou naam sal ek so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Vers 3, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek, sê God, wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Geliefdes, julle moet baie mooi onthou, hierdie verbond wat God met Abraham gesluit het, is in die Ou Testament. Die Jode, die Hebreërs, hulle sê dis hoekom hulle die kinders van Abraham is. Omdat God die verbond met Abraham in die oudheid gesluit het, nie met die heidene nie. En ons weet die heidene is die Gentiles, nie waar nie? Is daar niks van die heidene daar nie waar nie. Die heidene het dus geen reg om te sê dat Abraham ook ons vader is nie. Luister, hierdie verbond is nie met bloed nie, maar met geloof. Ons sal later sien hoekom God gesê het dat Abraham is die vader van geloof. Omdat God nie 'n verbond met hom deur werk gesluit het nie, het God die verbond deur geloof gesluit. Kom ons lees vers 4 en 5. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak het, die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek na die land Kanaan, en in die land gekom, Kanaan. Kom ons spring gou oor na vers 10 toe. Want dit is die deel waaroor niemand van Abraham praat nie. En dit is daar in vers 10 waar die vraag geopper kan word. Hoe is dit moontlik dat God almagtig 'n man soos Abraham gekies het? Hy was net 'n man, 'n gewone mens, en God het hom gekies. Kom ons lees vers 10. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het, om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. In die land waar Abraham was, Haran, het God weer 'n hongersnood gestuur. Geliefdes, luister nou baie mooi. Wanneer God wil seker maak, jy beweeg, sal dinge in jou lewe soos hongersnood lyk. Dit sal ook soos 'n hongersnood voel. Maar dit is wat God kom sê. Maak nie saak wat nie, maak 'n skuif. Maak vandag 'n skuif in jou gedagtes. Is daar dalk 'n hongersnood in jou gedagtes? Is daar 'n deel in jou gedagtes wat dalk in 'n woestyngebied is? God sê vanoggend vir elkeen van ons, maak 'n skuif.
Is daar 'n situasie waar jy in die woestyn is, waar jy dalk in hongersnood is? God sê, maak 'n skuif, net soos Abraham, was daar 'n hongersnood. Dit het nie ook met Jakob gebeur nie. Elke keer wat God jou wil laat beweeg, is daar 'n hongersnood. En God sê, die tyd van stilsit is verby. Maak 'n skuif. Onthou geliefdes, wanneer ek en jy beweeg, wanneer ons gehoorsaam is aan God, dan beweeg God. Kom ons lees verder, vers 11 en vers 12. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek en gesê, kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. Dit is Abraham wat met sy vrou praat. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. So wat doen Abraham? Hy wil hê Sarai moet vir hom lieg. Kom ons lees verder, vers 13 tot 18. Sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan, terwille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien, en haar by Farao geprys, en die vrou is daar die paleis van Farao geneem, dis Abraham se vrou, Sarai. En hy het goed gedoen aan Abraham, om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met 'n groot klomp pla besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abraham. En daarop laat Farao Abraham roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Ekskuus tog. Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Geliefdes, dit voel eintlik of Abraham hier uitgelok is. En dikwels hou God daarvan om vir jou en vir my uit te lok. Jy dink alles gaan goed, jy kan onder 'n leuen leef. Hoeveel mense is daar nie daar buite wat elke dag onder 'n leuen leef nie? Jy dink jy kan in iemand anders se blessings leef. Jy kan in iemand anders se geloof wandel. Maar neem altyd ag, sê God, slaan ag daarop, met wie en wat ek en jy te doen het. Geliefdes, ons vergeet dit so maklik. Ons het te doen met God Almagtig, die groot ek is, die koning van alle konings, die Here van alle here, die hoogste autoriteit wat daar in hierdie wêreld is. Dis met wie ek en jy elke dag te doen het. En dis Farao wat verder met Abraham praat, vers 19. Waarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg. Dis wat God vir Abraham toe sê. En Farao het dan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besittings. Hulle het hom gehelp uit die land uit. Geliefdes, en die vraag wat nou ontstaan is, by jou en my, hoekom het God so 'n man gekies? En God sê, dis reg, jy kan dit vra. Hy het hom gekies as gevolg van een ding. Dit was nie van sy geloof nie, dit was van sy bereidwilligheid om 'n skuif te maak. Om te luister wanneer God praat. Selfs al het hy dikwels die verkeerde skuif gemaak, het hy nogtans bereidwilligheid gehad om 'n skuif te maak. Want wat is geloof? God sê hy sal dit duidelik en eenvoudig maak. Geloof is die bereidwilligheid om te beweeg. Die bereidwilligheid van jou en my om 'n skuif te maak. Selfs wanneer jy dalk 'n verkeerde skuif maak. Nogtans leer jy, want God leer jou, en jy gaan aan, maar jy beweeg. Jy staan nie stil nie, jy stagneer nie. Want God sê, geloof sonder die werk, sonder beweging, is nie geloof nie.
Geliefdes, in die oomblik toe God dit sê vir my, toe herinner dit my aan ons gemeente. Ons kerk se naam is eintlik by die hoofkantoor in Pretoria dubbel geregistreer. Afrikaans en Engels. Geloof en aksiebedieninge / Faith in Action Ministries. En hierdie was 'n baie lang proses. Totdat ons op die regte tyd by die regte persoon in Pretoria by die registrasiekantore uitgekom het. Wat ons daarop gewys het, daar is reeds 'n geloof en aksie gemeente geregistreer. Daar is reeds 'n Faith in Action gemeente geregistreer. En hulle het vir ons gesê, indien ons bereid is om so 'n lang naam te hê, dan registreer hulle dadelik vir ons. En van daardie dag af het God vir my begin sê, hou op om na getalle te kyk. God weet wat hy doen. En vir my is dit baie awesome. Dit, geliefdes, het my baie moed en hoop gegee. Maar daarom het God vir Abraham gekies met sy fout, omdat hy steeds die bereidwilligheid gehad het om 'n skuif te maak. Die oomblik toe God vir hom gesê daarin, dit het daar begin in Genesis 12, kom ons gaan gou terug daarheen, en die Here het vir Abraham gesê, vers 1, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis aan die land wat ek jou sal wys. God het gesê, gaan uit Abraham, maak 'n skuif, moenie op een plek bly nie, want luister mooi, God beweeg, en God werk namens jou en my, wanneer jy en ek 'n skuif maak. Ek sê nie môre elkeen moet gepad waar hy bly nie, dan verstaan julle hierdie woord van God heeltemal verkeerd. Dikwels wil God hê ons met 'n skuif in ons gedagtes maak. God sê, al moet jy daaruit net leer. Liefdes God, met alle respek gesê, God straf ons nie, want hy het ons te lief. God toets ons ook nie regtig nie. Ja, hy lok ons uit baie keer. Maar onthou, hy ken ons. God wil vir jou en vir my op 'n daaglikse basis leer. Dis al hoe ons geestelik kan groei. Dis al hoe ons by geestelike volwassenheid kan uitkom, is om te leer. En ons kan nooit die woord van God leegmaak nie. Ons kan dit nooit uitput nie. Ons kan nooit, hoor my hart vanmôre, dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Jy kan nooit op 'n punt kom waar jy sê, ek weet alles van die woord af nie. Ek het nie nodig om enigiets meer te leer nie. Dan beweeg jy, vind jy jouself op 'n baie gevaarlike terrein. Beweeg, sê God. En God het vir hom gesê, die belofte wat God hom gegee het vir Abraham toe hy skuif gemaak het. Kom ons lees weer Genesis 12 vers 2. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. God het 'n verbond met Abraham gesluit, met 'n baie moeilike voorwaarde. God het gesê, trek op. Dis wat hy vir Abraham gesê het. En die oomblik toe Abraham beweeg, het God hierdie verbond met hom gesluit. God het hom beloof dat hy hom sal seën en sy naam groot maak. Luister geliefdes, God het nie gesê dat hy sal jou en my naam beroemd maak nie. Want in hierdie generasie waarin ons vandag lewe, jaag mense na beroemdheid, na aansien, na status. God het gesê hy sal jou naam groot maak, nie beroemd nie. Want onthou, beroemdheid duur net vir 'n kort rukkie. Maar die grootheid van God duur vir ewig. Geliefdes, wie van ons wil nie 'n nalatenskap van grootheid agterlaat nie? Groot in God. God het gesê hy sal jou seën. En hy sal diegene seën wat jou seën. Maar hy sal ook diegene vervloek wat jou vervloek. Maar om daardie seën op te neem, om eienaarskap
van daardie seën te kan hê, moet ek en jy 'n skuif maak, al is dit hier. En God sê, uit jou sal al die nasies kom, belofte aan Abraham. Daardie belofte aan Abraham behoort ook nou aan jou en my. Geliefdes, God sê op hierdie Sondag, vir elkeen wat luister, hy sal jou seën, hy sal jou naam groot maak, en die wat jou seën sal hy seën, en die wat jou vervloek sal hy vervloek. Hierdie is 'n belofte van God, nie net vir Abraham nie, maar ook vir sy nageslag. Maar geliefdes, daar is 'n voorwaarde. Hierdie belofte kan slegs in vervulling gaan. En ek en jy kan slegs die nageslag van Abraham wees deur geloof. En ek en jy kan slegs hierdie belofte van God hê wanneer ons ook 'n skuif maak. En jy doen dit in geloof. Maar vir elkeen wat wag, wat hulle eie planne wil maak, wat op hulle eie planne vertrou, God sê hierdie belofte is nie vir jou nie. Weet julle geliefdes, wat is my so awesome van die woord van God? God sugarcoat dit nooit die waarheid nie. Wat God sê is ja en amen vir sy kinders. En verder is jy nie deel van Abraham se nageslag nie, sê God, as jy nie dit in geloof kan doen nie, as jy nie elke dag in geloof kan praat en in geloof kan wandel nie. Ek maklik sê waar in die woord staan dit. Alles moet aan die woord van God getoets word. Kom ons lees Galasiërs 3 vers 7 tot 9. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Uit die geloof is. En die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig, met die woorde, in jou sal alle volke geseën word. Sodat die wat uit geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Liefdes, God sê duidelik in sy woord, dit is nie deur werke nie. Jy kan dit nie koop nie, jy kan nie sê ek is 'n Hebreër of ek is 'n Jood nie. En nou is ek 'n seun van Abraham, die vader van die geloof nie. Slegs, luister mooi, God sê slegs deur geloof sal julle genoem word seuns van Abraham. As julle dus wil sê, Abraham is my vader en die beloftes wat God aan hom gegee het, tel vir my. Maak seker, jy staan in geloof. Maak seker jy het geloof, jou eie geloof. Maar nie net geloof nie, geloof wat bereid is om 'n skuif te maak. En dit beteken, jy moet roekelose, gewaagde geloof hê. Want wanneer jy 'n skuif maak, het jy die krag, geestelik, fisies, om God te glo, want geloof is krag. Voel jy swak vanoggend? Waar staan jy in jou geloofsverhouding met God? Geliefdes, so daar sien ons, is nie net die Jode nie. God het al hierdie dinge gedek. Die verbond is wel in die Ou Testament gemaak. En God hernie dit in die Nuwe Testament, sodat die Jode en die heidene gedek is. En dit sê alles, soos ek en jy vanoggend op hierdie Sondag kan sê, ons het roekelose, vermeetle geloof, om 'n skuif te maak, dan het jy 'n belofte van God, dat hy sê, hy sal jou seën. Geliefde, so seker kan jy wees, wanneer jou rekening laag is, dat God jou sal seën. Maar jy maak 'n skuif in waansinnige, roekelose geloof. Jy klim af van hierdie ek dink gedagtes. Jy klim af van negativiteit. Jy kyk nie na wat jy sien nie. Don't take sense, sê God. Moenie sommetjies maak nie. Jy glo dat God jou sal seën. God sê maak dubbel seker. Want God sê dat wanneer jy 'n skuif in geloof maak, dan sal hy jou seën. Hierdie belofte is in Genesis 12 ook vir jou. Ek vra jou vanoggend, is dit nie die moeite werd om God volkome te vertrou nie?
Gaan uit. Dit was die woord, die harde woord, wat God vir Abraham gegee het, met 'n onwankelbare belofte. Geliefdes, dit mag dalk moeilik klink as God vandag vir jou sê, gaan uit en maak 'n skuif. Luister wat God sê. Moenie verkeerde skuiwe maak nie. Doen wat God vir jou sê. Dalk 'n skuif in jou gedagtes. Maar wanneer jy dit doen, dan weet jy het 'n onwrikbare belofte van God wat met hierdie skuif gepaard gaan. En dit is dat God sê hy sal jou seën. God sê wanneer hy jou seën, seën hy jou ten volle. Geliefdes, ek sluit af. Soms voel jy dit nie. Soms sien jy nie die blessing nie. Was tyd ek en jy vir God op sy woord sal vat. Want God sê wanneer jy in geloof beweeg, dan seën hy jou. Dis 'n belofte. 'n Verbond wat hy met Abraham gemaak het. Maar omdat jy en ek in geloof wandel, omdat ons 'n skuif maak, al is dit 'n skuif in ons gedagtes, het ons ook hierdie belofte. Nou kan jy sien. Dit is nie net ek en jy wat geloof moet spreek nie. Dit is nie net dat ek en jy in geloof moet wandel nie. Geloofspraatjies, dit wat jy praat, dit wat jy doen, moet albei in een wees. Daarom sê God vanoggend vir jou, maak 'n skuif. Kom in beweging. Doen dit in geloof. Jou eie geloof. Dit wat God jou beloof het. Amen. Geliefdes, ontvang ook die seën van die Here vanoggend op hierdie Sondag nie uit my mond uit nie, maar uit God se troonkamer uit. Geliefdes, die Here wil jou seën. God wil jou genadig wees. Hy wil aan jou sy vrede, sy guns, sy goedheid, sy liefde, sy oorvloed skenk. Glo dit. God sê, hy wil elkeen van julle wat ook hierdie woord hoor vanmôre in oorvloed seën. Gaan dan hierdie nuwe week in hierdie geloof dat God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Dit wat God sê, is dit wat God sal doen. Mag die Here jou ryklik seën. Amen.